Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons stille nag, kom ons sing al 3 die verse. Kom ons staan en jy bly so staan vir die fotum asseblief. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing Gesang 155. Ons sing daar verse 1, 2 en 4. Ja.
Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar uit Matteus 2. Ons gaan lees daarvan vers 13 tot 23. Ek gaan ook eers verwys na ander verse daar in die voorafgaande gedeelte. Kom ons bid eers saam. O heilige God, U wat ons Vader is, ons kom vanmôre en ons buig in diepe dankbaarheid, maar so ook in blydskap, in verwondering, as ons so voor U kom, die almagtige, alwetende, alwyse God. Ja, Here, en ons kom buig voor U in aanbidding, so in lof, in eer. U wat volgens U ewige raadsplan handel, U soewereine raadsplan. Here, in U weë is ons so klein voor U staan, U weë onnaspeurlik, ondeurgrondelik. Here, ons wat in ons nietigheid voor U kom, in diepe afhanklikheid, ons weet en ons bely, by U is niks onmoontlik. Ons weet, dis ook die woorde van die engel daar aan Maria, waar hy die tyding bring dat sy sal geboorte gee aan ons Here Jesus Christus. Hoe wonderlik, die vleeswording van ons Here Jesus Christus, en ons kan dit vandag gedenk. En daarom, Here, ons harte loop oor van vreugde, ons jubel. En daarom bid ons, Here, dat U vanmôre deur die woord en gees ook in elke hart sal wees en daardie blydskap sal kom vestig. Dit sal meer maak. Nie net vandag nie, maar elke dag van ons lewe. Ons bid om U genade, Here, want ons kom voor U as sondaars. Begenadigde sondaars in ons Here Jesus Christus. En daarom, Here, ons dankie oor sy verlossing. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kan ek net hoor, kan U vir my goed daar agter hoor? Kan U net vir my 'n aanduiding gee? Baie dankie. Geliefdes, ek gaan eers maar net vir U wys op 'n paar profesieë wat van die Ou Testament, wat hier in die Nuwe Testament, hier in ons gedeeltes, veral hier in Matteus, in vervulling kom. Maar net wys eers daar in Matteus 1 vers 23. Matteus 1 vers 23, daar staan geskrywe, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Dit is 'n profesie uit die Ou Testament natuurlik, daar in Jesaja 7 vers 14. Dit is hier die woorde deur die profeet Jesaja aan Agas, die koning van Juda. Hy gee daar 'n teken van hoop, dat hy hom nie moet kwel oor die bedreiging van Aram in Israel. Maar dan as hy vir hom hier die teken gee, dan weet ons, alhoewel Agas so in ongeloof sy hoop op mense, hy het maar bly hoop op mense, op Assirië om te help. En so het hy nie God se woord gestand gedoen nie. En so kom hier die profesie in volle vervulling met die geboorte van Jesus Christus. Ons weet, hy is Immanuel,
Hy's God met ons, hy het vlees geword om hier by ons te wees. Hy het mens geword, maar nie sy godheid prys gegee nie. Dan 'n volgende profesie, daaruit Matteus 2 vers 6, natuurlik die profesie van Micha 5 vers 1, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Bethlehem, ons weet so gering dat hy nie eers onder die dorpe daar in Josua 15, as 'n mens daar gaan lees, genoem word nie. En met die geboorte van Jesus Christus in hierdie dorpie word die profesie dan vervul. En nou wil ek hê jy moet lees, en dis ons skrifgedeelte daar uit Matteus 2 vanaf vers 13. Dit gaan oor die vlug na Egipte en die kindermoord. En toe hulle, dis nou die wyse manne uit die ooste, hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord van God vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet. Uit Egipte het ek my seun geroep. Die Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur in Bethlehem en al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul, want deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. En na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het. En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy Nasarener genoem sou word. Tot sover. Ook hier met ander woorde, 3 profesieë wat ons hier vind in hierdie gedeelte. Ek verwys net eers na die eerste een daar in vers 15, die laaste gedeelte. Uit Egipte het ek my seun geroep. Natuurlik daar die woorde deur Hosea, die profeet Hosea 11 vers 1. En dan vers 18, daar die stem in Rama gehoor, rouklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word, omdat hulle daar nie meer is nie. My broer en suster, natuurlik 'n verwysing na hierdeur, 'n verwysing na Jeremia wat daar in Jeremia 40 vers 1 praat van die gevangenes uit Juda, wat later na Babylon weggevoer sou word, en hulle is eers daar in Rama aangehou, en met Rachel, sy sterwe eintlik in smart, omdat haar seun Benjamin, wat saam met die stam van Juda uitmaak, wat dan saam in ballingskap weggevoer is. Maar in hierdie verband gaan dit natuurlik oor die kindertjies, die seuns wat Herodes doodmaak, die moeders wat huil. En dan natuurlik die laaste enetjie daar, die profesie in vers 23,
waar hy gaan woon het in Nasaret, en hy sê daar, waarvan die profete gespreek het, maar net vir die sê, Jesus wat daar in eenvoud saam met sy vader, Josef daar gaan bly, timmerman gewees het, sy vader, Johannes 1 vers 46 en 47, dan sê Filippus aan Nathanael van Jesus, sê hy die volgende, hy sê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die seun van Josef van Nasaret. En dan sê Nathanael, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? My broer en suster, ons gaan konsentreer vanmôre op vers 15, daar die laaste gedeelte, waar Hosea sê, Hosea 11 vers 1, uit Egipte het ek my seun geroep. Voor ons verder gaan, ons gaan eers staan weer en dan sing ons Gesang 158, kom ons sing daar verse 1 en 2. Geliefdes, al hierdie profesieë, en kom ons luister wat sê Petrus van al hierdie profesieë. Profesieë uit die Ou Testament wat hier in die Nuwe Testament in vervulling gaan. 2 Petrus 1 vers 20. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Hierdie profesieë wat jy vanmôre gehoor het vanuit die Ou Testament, waarna ek verwys het, is aanvanklik en soos ons gelees het daar in konteks van 'n spesifieke gebeurtenisse, is dit gesê deur die profete. Maar my broer en suster, en dit moet vanmôre elkeen van ons in die hart gryp, wat dit so wonderlik maak en God bewerk dit. Hy beskik dit dat hierdie profesieë later in volle vervulling kom, hier met die geboorte van Jesus Christus. So aangrypend, en dit laat 'n mens in verwondering. En ons besef elkeen weer opnuut, hierdie is God se woord. Hierdie is God se heilige woord. Dis sy onfeilbare woord. In Ou Testament en Nuwe Testament wat saam een boek vorm, die een loop oor in die ander een. Daarom dat iemand eenmaal kon sê, elke bladsy van die Ou Testament fluister Jesus Christus. Kan 'n mens nog twyfel? Ons gaan vanmôre ons toespits op hierdie profesie daar in Matteus 2 vers 15. Uit Egipte het ek my seun geroep.
'n profesie soos ek vroeër gesê het deur die profeet Hosea daar in Hosea 11 vers 1. En ons lees daar in die Ou Testament, daar in Eksodus, hoe die Here sy volk uit Egipte, uit die slawerny, op 'n wonderbaarlike wyse uitgelei het. En ons kan spreekwoordelik sê, dat Israel in die tyd van hierdie profeet van Hosea, weer teruggekeer het na Egipte. Hulle het begin doen, wat die wêreld doen om hulle, wat die heidene doen. Hulle het wêreld gelykvormig geword. Hulle het die afgode van die heidene begin dien en aanbid. Hosea 11 vers 2 sê dit baie duidelik aan ons. Hy sê aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat opgaan. So ons praat van Hosea, dan hoor ons ook daardie bekende woorde wat ons baie keer van mekaar sê, as ons sê, Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons hoor dit. Kennis van God en sy woord. Die volk het op daardie stadium, het hulle God vergeet, sy woord vergeet. Hulle skuldig gemaak aan sinkretisme, met ander woorde, so 'n baster godsdiens. So 'n bietjie van God, maar baie van die afgode. Nie meer die regte kennis van God gehad, nie meer sy almag en sy alomteenwoordigheid geken nie, nie meer in verwondering gegaan oor hom. My broer en suster, en daarom Hosea word deur God geroep om hierdie volk deur sy woorde en ook deur sy lewe, en 'n mens gaan lees daar, veral deur sy huwelikslewe, weer terug te roep na die lewende God. Hosea moet gaan en hy moet die liefde en die genade en trou van hierdie verbondsgod aan 'n ontroue en ongehoorsame volk wys. Aan die ander woorde, hierdie volk moet hulle tot God bekeer. En ons weet, as ons so die geskiedenis lees, dat hierdie pleidooi natuurlik op dowe ore geval het, en met die gevolg dat die Noordryk Israel in die jaar 722 voor Christus deur die Assirië verslaan is en so in ballingskap weggevoer is. Wonderlik, meer as 7 eeue later, na die geboorte van Jesus Christus, dan hoor ons weer hierdie woorde. Die profesie van die profeet Hosea. Die liefde en die genade van die onveranderlike ewige God verdwyn nooit. Na afloop van Jesus se geboorte, daar in Bethlehem kry Josef die boodskap van 'n engel, dat hy natuurlik Maria en die kindjie moet vlug. Hulle moet vlug na Egipte. Dit sodat koning Herodes hulle nie in die hande kry, die seentjie nie doodmaak nie. En God beskik dat hierdie kind saam met sy ouers na Egipte vlug, om daar eers veilig te wees, sodat sy verlossingswerk kan voortgaan, sodat sy verlossingswerk dit eindtyd kan voltooi. Maar nou kan 'n mens vanmôre gaan vra, hoekom nou Egipte? Daar was seker baie ander lande waar hulle kon veilig wees. Maar God beskik dit so, want Egipte spreek woordelik die plek waar ons gedurig, die sondaar gedurig wil teruggaan. Ons neig altyd terug na die vleispotte van Egipte. Ons sondige menslike natuur neig ons altyd terug na die sondige weë. Ons ken dit. Ons loop maar altyd weer terug na die slawerny van sondes waarvan hierdie Egipte simbool is. Maar die wonderlike, die liefde en genade van God lê juist daarin, dat hy nie net sy seun gee om mens te word nie, hy gee sy seun
om vir ons daaruit ons sonde slawerny uit te lei. Daarom, my broer en suster, moes Jesus Christus na Egipte gaan om daarvan geroep te word, daarvandaan geroep te word, sodat hierdie skrif vervul sou word. En hy alleen ook die hoop in die lig in hierdie donker wêreld kon bring. Dis die hartklop van ons Christelike geloof. En deur die verlossingswerk van Jesus Christus word ons nou seuns, word ons kinders genoem. Jesus Christus kom koop ons los uit die sondeslawerny. En deur sy verlossing is ons op koers. Is ons op koers na die beloofde land, die ewige lewe van die hemelse heerlikheid. Baie mense leef vandag in soveel wanhoop, en soveel moedeloosheid. Gaan luister maar waaroor ons praat, as ons sê, ja, ons mond loop oor van dit waarvan ons hart vol is. Soveel terreine van hierdie ou lewe, soveel kommerwekkende dinge, hartverskeurende agteruitgang, geestelike verval. So baie mense in huisgesinne wat afvallig geraak het, hulle rug op die Here gedraai het. Op verskeie maniere natuurlik op sy woord, sy kerk, hulle rug gedraai het. So baie mense wat agter die wêreldse dinge aan hardloop, die genot, die verleiding, die dwaalidees van die wêreld. En ons staan verstom, so baie stoere Afrikaners wat wegbeweeg het van voorgeslagte, gelowige voorgeslagte, maar so hulle eie rigting ingeslaan het. Wat net soos in die dae en die tyd van Hosea te gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis. Kennis van God en sy woord. Mense weet nie meer regtig wie God is nie. Hulle ken nie meer sy grootheid en sy almag, sy heiligheid, sy heerlikheid, sy majesteit. Hulle is nie meer daaroor in verwondering nie. Hulle is nie meer regtig in verwondering oor Christus en sy verlossing, sy vleeswording, sy opstanding uit die dood nie. En dan kan ons vanmôre kom sê, is daar hoop vir ons? Is daar regtig hoop vir ons in hierdie onstuimige land? Is daar hoop? Daar is beslis. Dis nie die eerste keer dat gelowiges moedeloos raak oor hul omstandighede nie. En dit sal sekerlik ook nie die laaste keer wees nie. En ons besef dat al die beproewings in hierdie lewe daar is en dit gaan nie ophou nie. Dis deel van hierdie onvolmaakte lewe na die sondeval. As ons juis gaan kyk na Israel, dan sien ons so baie beproewinge. Daar in die slawerny in Egipte, die woestyn tog, hulle ballingskap, Assirië, Babylonië. As ons kyk na ons eie volkie se geskiedenis, ons boerevolk onder 'n Britse regering, die konsentrasiekampe, die hartseer daarvan, die groot trek met al sy beproewinge. Ons eie lewe, as ons vandag hier gaan sit en ons dink terug aan hoeveel beproewinge op ons pad kom. Maar my broer en suster, die boodskap van hoop bly ego, dwars deur die eeue. En niemand kan dit stilmaak nie. Want 'n kind is vir ons gebore, en hy's geroep om ons daar uit die slawehuis van sonde te red en uit te lei. Jesus Christus wat eintyd gestap het, 'n pad van lyding, vernedering gestap het, en met sy kosbare bloed vir my en jou daar op Golgotha betaal het.
Hy het sy taak volbring. Dis mos jy sy eie woorde daar aan die kruis, as hy gesê het, dit is volbring. Van krib tot kruis. Dis volbring vir my en jou. Daarom my broer en suster, dis 'n goeie, 'n blye boodskap wat die engel aan Josef daar bring. Let wel, 'n blye boodskap, 'n goeie boodskap. Matteus 1 vers 21. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die engel wat die boodskap aan die herders bring, en ons lees daar in Lukas 2 vers 10, die goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Hoor jy dit vanmôre? Dis ons hoop, dis ons vreugde, en dis ons vrede. Christus het vlees geword om vir my en jou die weg te baan na die Vader. Met ons afsterwe, ons het daar die berusting ook in die hart, met ons afsterwe, het ons 'n hemelse tuiste. En ons leef elke dag met hierdie wonderlike, blye verwagting van 'n wederkoms van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy kom om ons finaal te roep uit hierdie goddelose slawehuis van Egipte. My broer en suster, ons is vanmôre hier en ons vier fees. Dis 'n Christusfees, ons vier Christusfees omdat Jesus Christus ons verlos het. Ons vier fees want hy kom weer. Ons het gepraat van die afgodedienaars daar in Hosea se tyd en soos sy volk daarvoor geval het. Die afgodedienaars soek hulle heil in gode wat nie bestaan nie. Hulle soek hulle heil in afgodsbeelde, dooie afgodsbeelde. Ander soek die saligheid in hulle self, hulle eie werke. Alles te vergeefs. Hulle leef deur hul ongeloof en hulle bygeloof in 'n gekke paradys. Daarom my broer en suster, ek en jy, ons het rede om bly te wees, blymoedig fees te vier. Ons verlosser leef. Hy het die dood oorwin. Sy oorwinning is ook my en jou oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons kom met soveel dank en blydskap na U toe. Om dankie te sê, dankie vir ons verlossing in Jesus Christus. Hy wat op wonderbaarlike wyse gebore is, vlees geword, om by ons te kom woon. Maar hy wat ook hier die pad van vernedering en lyding gestap het, om vir ons sy kosbare bloed te stort op Golgotha. Om ons te verlos uit die sonde slawerny. En daarom, Here, is ons bly. En daarom het ons rede om fees te vier. Om voor U te kom buig, om voor U te kom kniel, U te loof en te prys. Om dankie te sê. Wees ons genadige, Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, ons gaan nou weer staan en dan sing ons gesang 151. Sing daar die eerste, tweede en derde vers.
die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.